Goeiemôre van my kant af en geseënde Vadersdag vir al die paas wat hier is of almal wat aanlyn kyk. En ons het vir die aanlyn ouens, ons het jou geskenkies in die pos. Hy kom deur die koerier. So as jy hom nie kry nie, sien jou vanaand by die kerk. Maar dit is so lekker dat julle hier is vanoggend en ek moet net sê vir al die paas, vanoggend het van die ma's my gefluister en gesê vandag moet jy maar die remote oorgee vir hulle. Of vir die pa, of vir die ma's, of vir die kinders, want hulle wil hê jy moet niks doen vandag, jy moet nie eens 'n knoppie druk nie, so jy kan net sit en niks doen, so. Maar ek wil jou vra, een van ons projekte is Kidayo kinderhuis, soos wat julle weet het ons 'n kinderhuis onder in Littleton, en ons wil hierdie tyd van die jaar, so 2 keer die jaar wil ons graag ons kinders bless met klere, en maar die dag is 'n dag wat ons 'n bietjie spesiaal net uitvat, en so bietjie net spoil vir die dag, vir hulle klere koop, en hulle vat vir 'n hamburger, en net lekker saam kuier, en hulle bietjie uit die kinderhuis uitvat, so, ons het so 7 kinders, en ek wil jou vra, as julle as gesin, dalk een van die kinders wil vat, om vir hulle wintersklere te koop, en so bietjie in hulle lewe te investeer, asseblief na afloop van die diens, kom praat met my, ek sal dit baie waardeer, of as jy my nommer het, is jy meer as welkom om my te kontak, en ons kyk daarna, dat ons dit oor 2 weke is 'n Saterdag doen, en dan vat ons kinders uit, en ons bless hulle so bietjie. So, ons is in ons reeks, en vandag, wanneer ons praat oor the poverty gospel, dan wil ek vra, wie kan beter na ons omsien, as ons hemelse Vader? Wie anders? Niemand kan beter na ons omsien as ons hemelse Vader, en wat ek en jy moet verstaan en weet, is ons lewe in 'n openbaring van God se Vaderhart en sy genade wat saam met dit gaan. Ons moet daarin leef, ons moet besef hoe hy oor ons voel, en daar's hierdie storie van hierdie klein seentjie, wat, jy weet, elke dag na sy pa se laai toe gegaan het, en dan maak hy die laai oop, en dan sien hy, sy pa het hierdie muntstukke wat hy oor die jare bymekaar gemaak het, en dan sien hy al hierdie waardevolle muntstukke wat daar is, en op 'n stadium toe raak hy so bietjie gretig, en hy besluit, hy gaan van hierdie muntstukke vat, en hy vat dit toe nou vir homself, en hy gaan steek dit toe nou weg in sy laai by die huis, of in sy kamer, en die een oomblik, jy weet, dit was altyd, hierdie laai was 'n no-go zone, en hy besluit, hy gaan van hierdie goed vat, sit dit in sy laai, en sy pa, hierdie een dag, vat sy pa hom toe na bed toe, en jy weet, sit hom in die bed, maak hom mooi toe, en sy pa is toe op soek na iets, en toe hy besef, hy maak so, toe sy seun se laai oop, en toe hy laai oop maak, toe sien hy, hier lê van sy muntstukke, wat hy reg oor die wêreld al bymekaar gemaak het. En jy weet, en sy pa kyk daarna, en sy pa draai om na sy seun, en hy vra vir hom, wat is hierdie? En jy weet, hy stom geslaan, seun weet nie wat om te antwoord nie, en sy pa sê vir hom, hy sê, ja pa, ek het dit gevat uit jou laai uit. En sy pa vat hom aan die hand, en sê, kom gou saam met my, hy nooi hom uit, om saam met hom te kom. Jy weet, en hy vat hom daar, een kant, in die badkamer, slaat vir hom, nee, ek grap. En hy sê vir hom, kom gou saam met my, en hy kom saam met hom, en sy pa vat hom na sy kamer toe, na sy laai toe, en hy maak die laai oop, en hy sê vir sy seun, sien jy al hierdie? Alles wat jy hierso sien, behoort anyway aan jou. Sien, vir daai seun het gedink op daai spesifieke plek, op daai oomblik, toe sy pa hom uitvang, het hy gedink, hier kom straf, het hy gedink, yes, jy weet, my pa voel nou anders oor my, maar op daai oomblik het pa besef, ek moet my seun innooi, en ek moet hom help, dat hy verstaan, dat alles wat aan my behoort ook aan hom. Want dit is die natuur van ons hemelse Vader, dis hoe God oor ons voel. God het jou nie lief oor wie jy is nie, maar God het jou lief oor wie hy is. Dis hoe God oor jou voel. God het ons lief oor wie hy is, nie op grond van wat ons doen nie op grond van wie jy is, of hoe jy groot geword het nie. En wanneer ons die natuur of die aard van God die Vader verstaan, dan sal jy nie met 'n poverty gospel mentaliteit leef nie. Dan sal jy verstaan, wanneer dit kom by jou finansies, wanneer dit kom by jou besittings, alles behoort anyway aan my. Hy het dit vir my gegee. Ek is 'n rentmeester van dit wat ek oor die jare bymekaar gemaak het. Ek is 'n rentmeester van dit wat ek in besit is, en dit maak my op die einde van die dag 'n koningskind, want dit behoort aan hom. Dis wat hy is, dis hoe hy voel.
En hierdie aard en die natuur van God is regtig hierdie diepgaande, fascinerende belewenis, die onderwerp wat soveel Christene sien as 'n teologiese verwysing wanneer dit kom by dit, maar eintlik wanneer ons God se natuur en aard verstaan, dan resoneer dit eintlik met ons gees. Dit resoneer eintlik nie net met ons wat gelowiges is nie, maar dit resoneer eintlik met die wêreld. Dit resoneer met hulle, want hoekom? Daar's iets wat mense na smag, want hierdie God, wat ek en jy dien, ons God, ons hemelse Pa, ons aardse Pa, ons die een wat gekies het om ons in sy kapasiteit te omvorm, is almagtig, hy is alomwetend, hy is alomteenwoordig. Dis die eienskappe van wie God is, dis wie hy is, en so onvoorwaardelike liefde, genade, onvoorwaardelik wie God is eintlik die natuur van hom, wat ek en jy moet besef, dis toeganklik. Alles wie God is 'n God van toeganklikheid. Jesus het dit vir ons gedemonstreer aan die kruis. Die kruis het hy nie so gaan staan nie, hy het sy arms oopgemaak, wat beteken, jy en ek het nou toegang tot sy koninkryk, ons kan saam inbeweeg. Hoor hoe mooi sê Psalm 147 vers 5 dit, en ek het so 'n paar vertalings vir jou, die boodskap sê, ons Here is groot en baie sterk. Dan sê hy, daar is niks wat hy nie, help my, weet nie. Maar ons leef asof God nie weet nie. Jy weet, nou toe sê iemand vir my, maar die Here weet dan nie waartoe ek gaan nie. Ek sê, en wat van Moses, toe die Here vir Moses vra, Moses, wat is in jou hand? Jy weet, toe Moses die staf in sy hand het, toe vra die Here vir hom, wat is in jou hand? Toe Moses kon sê, God, jy kan mos sien, is 'n stok. Jy sien, dit gaan nie oor, as die Here jou vra, wat is in jou hand, beteken dit nie, Here, kan u nie sien nie, dit beteken, jy moet sien wat in jou hand is, baie keer sien jy nie wat in jou hand is nie, en dan sê die Bybel, ons God is groot en baie sterk, daar is niks wat hy nie weet nie. Die 20 vertaling sê, ons Here is groot en geweldig sterk, aan sy insig is daar geen grense nie. Die message of the NIV sê, great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limits. Dis die natuur van God. Daar's geen boundaries nie, daar's geen grense nie. Hy bring ons in hierdie verband, wanneer ons verstaan wie sy natuur is dit nie net 'n teologiese konsep wat ek en jy vasvat en sê, hierdie is waaroor dit gaan nie, maar dit is eintlik 'n persoonlike verstaan, 'n persoonlike ingryping van sy natuur, wat eintlik vir ons transformasie bring in en deur ons lewe. Dit het die potensiaal om jou lewe te verander, as jy verstaan wie God regtig is. Van God het ons nie lief op grond van ons prestasies nie, maar op ons posisie. En wat is ons posisie? Ons posisie is seuns en dogters van God. Dit is wat ons op die einde van die dag laat verstaan, dat alles wat ek het, behoort aan hom, nie net op dit wat ek besef, en net soos hierdie pa sy seun gevat het en gesê, kom ek bring jou na my laai toe, dit wat in my laai is, dit wat waardevol is, wil ek vandag jou as kind wat hier op hierdie aarde leef, wil God jou vat vandag, en hy wil vir jou die koninkryk oopmaak, en vir jou sê, kyk, alles behoort alreeds aan jou. Hemel toe vir jou reguit. Nie nou nie, maar eendag. Ekskuus. Want ons kan enige iets van die Vader kry wat ons wil hê. Dis 'n goddelike toeganklikheid wat ons het, nie gebaseer op verdienste nie, maar gebaseer op dit wat hy vir ons gedoen het, gebaseer op dit wat hy vir ons gegee het. Dis hoekom dit aanbidding so great is, wanneer ek en jy vanoggend hierso saam is en ons aanbid, is dit, aanbidding is 'n reaksie op God se genade, en God se genade is 'n vermoë om by ons terug te bring en ons te bemagtig van sy beskikbaarheid, bring hy vir ons in sy weë. Dis wat God se genade is. So wanneer ons dink aan genade is, God sê eintlik, hier so mooi gedeelte wat die engel sê, hy sê, I will carry my end, then I will carry your end, and I will treat you as you had carried your end yourself.
God kyk anders as wat ons daarna kyk. En dis wat die krag van geloof eintlik kom versterk in ons lewe. Dis die krag wat geloof kom bring wanneer ek besef hoe God oor my en oor jou voel, ongeag hoe God werklikheid vir jou, hoe God se werklikheid vir jou uitgebeeld word, moet jy verstaan dat hy's 'n God wat omgee in alle kapasiteit vol. Onwaarskynlik is God die een wat ons wil groter bless en vir ons groter dinge doen as wat jy en ek kan ooit vra. En gebaseer op hoe jy na God kyk, gebaseer op wat jou belewenis is van God, gebaseer op wat jy dink God se natuur is eintlik hoe jy hom gaan ervaar. Want dis wie God is. Hy's 'n pa wat omsien. Want jou indruk van God bepaal wat jy van God gaan ervaar. Hoeveel van julle het oor die jare gehoor dat God straf jou? Kom nou, maar nie skaam wees nie. Hallo. Al die dames, dan kry jy 'n papwiel, maar jy kom van die kerk af, nou is jy so, jy het vergeet, jy is enkel lopend. Nou is jy so kwaad vir die Here. Hoe straf die Here my nou maar? Kom nou net van die kerk af en dan stop daar 'n handsome ou met 'n mooi kar en dan stop hy daar, dan vra hy jou, kan hy jou help en dan laat jy hom toe om jou te help en dan ewe skielik is jy nou aan die wiel geruil en wanneer hy nou klaar daar weg is of voordat hy weg is, dan ry hulle nommers en dan sê jy dan ewe skielik dan sê die Here het voorsien. Maar jy het nou net gesê die Here straf jou. Jou indruk van God is hoe jy hom gaan ervaar. Hoe jy na God kyk, wat jy oor God glo, bepaal wat jy van God sal ontvang en baie wag vir God om iets eksterne te doen, maar eintlik het God al reeds sy kennis, eintlik het God al reeds alles vir ons gegee. Hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 3, hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Ek weet nie of julle bekommerd is oor die skaapbout wat nog in die oond is of paas het jy nog nie 'n geskenk gekry nie, maar kry lewe, dis gratis vanoggend. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, God sê, hy het vir jou alles gegee wat lewe en godsvrug dien. Alles wat jy nodig het, het hy al reeds vir jou gegee. Ek hoor die ouens tot op livestream wat amen sê. So 'n verkeerde konsep van God lei tot frustrasie, maar 'n regte oortuiging van God lei tot transformasie. Dit kan jou lewe verander as ek weet hoe God oor my voel, wat ek nou dink oor en wat ek moet doen. Baie keer is in 'n situasie sê Here, maar ek moet hierdie doen, ek moet daai doen, moet ek terugkom en sê hierdie transformasie gebring. Ek hoef nie iets te doen nie, dis al reeds vir my gedoen. Ek moet net op 'n plek kom wat ek sê, wat gaan God doen? Wat gaan God oor hierdie situasie doen? Wat gaan God oor my finansies doen? As ek hierdie moet weggee, wat gaan God doen? Hoe gaan God optree? Wat se voorreg gaan ek beleef in dit waar ek myself nou beleef? Iemand het hierdie mooi woorde gesê. Ons oortuigings verander nie omdat ons omstandighede verander nie. Ons omstandighede verander omdat ons oortuigings verander. So anders kyk. Daar's 'n diep begeerte van verandering wat in ons lewe kom en wat ons die vraag kan vra, wie is God? Dan besef ek moet leef. Nie vanuit 'n prestasiementaliteit nie, maar ek moet leef vanuit my erfenis in hom. My erfenis, die koninkryk, dit wat hy al reeds vir my gee. En baie Christene is vasgevang in hierdie prestasie van hierdie valstrik van 'n prestasiementaliteit. En ons is so vasgevang en eintlik het God ons al reeds geseën met elke seëning wat ons het en ons verdien dit nie, maar God het dit vir ons gedoen en op grond van dit wat Jesus gedoen het, nou kan ek instap en ek het verlede week vir jou gesê, op grond van hom kan jy vandag sê ek verdien dit.
Ek verdien dit. Jy verdien alles wat jy het. Jy verdien dit. God het jou geseën met dit wat jy het. Ek dink baie keer wanneer ons kom by ons Christelike lewe, dan sien ek dit baie keer soos hierdie ou, jy weet, hierdie ou lampies. Onthou julle hierdie parafienlampies? Jy weet, daai parafienlampie, jy vat nie net 'n vuurhoutjie en jy steek hom aan nie. Hy het so 'n pompie daar aan die kant, wat jy met hulle noem het prime. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie. Dis Afrikaans. Benny sê, as Benny sê dis Afrikaans, moet jy weet. Hy en Dr. Strydom, hulle is in dieselfde kaliber, so. En dan prime jy hom. Jy prime hom, jy sit so 'n bietjie moeite in. Jy sit moeite in en wanneer hy genoeg moeite is en dan steek jy hom aan die brand, dan gaan hy aan. Maar as jy nie genoeg geprime het nie, dan kom hy nie aan nie. En ek dink baie keer is dit so met ons Christelike lewe, is dit so met ons verstaan van God of ons konsep van God dat ons dink ek moet die hele tyd dit prime, ek moet my verhouding prime sodat ek die vlam van God in my lewe kry. Nee, God het al reeds hierdie vlam in jou lewe gebring. Jy moet hom net aan die brand hou. Hoe doen ek dit? Sy beloftes, gebed, sy woord, om toegang te hê, om te besef ek leef saam met mense, om vandag by die kerk te wees, of aanlyn te kyk, om op 'n plek te kom wat ek sê, Here, ek leef 'n lewe van vrygewigheid, my generosity lewe ek, want dit is die hart wanneer ek besef, God se lig brand al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. In die donkerste tonnel waar ek is, soek ek nie vir die lig aan die einde van die tonnel nie. In die donkerste tonnel raak ek bewus van die lig wat reeds in die tonnel saam met my is. Dis hoe God oor jou voel. En dis daai erfenis. God het dit vir jou gedoen. 'n Persoonlike storie uit my eie lewe uit, oor my verhouding met my biologiese pa. My biologiese pa is so 18 jaar gelede oorlede. En ons het glad nie 'n verhouding gehad nie. Inteendeel, jy weet, ons het oor die foon gepraat vir 'n minuut lank, en gewoonlik het ek hom gebel as ek op 'n toer gegaan het en ek het geld nodig gehad, of as ek iets nodig gehad het ek hom gebel, en dan as hy nee sê, dan manipuleer ek hom. Sê, maar jy is nooit daar nie. En dan maak hy 'n plan, dan voorsien hy. En toe ek klaar is met skool en ek gaan studeer en ek is in diensjaar toe kom een van my vriende na my toe, en hy het nou al gehoor hoe dit aangaan met my lewe, en hy vra vir my, het jy al jou pa vergewe? En ek sê vir hom, ja, ek het. Hy sê, nee, ek dink nie het nie. Jy het al hoeveel keer goed gesê oor jou pa, wat jy hom nie vergewe het nie. Hy sê, dalk moet jy hom bel en hom vergewe. Vir hom sê, jy spreek hom vry. En ek besef, ek moet dit dalk doen. En so tel ek die foon op, en ek bel my pa, en ek en my pa praat, en ek sê vir hom, luister Dad, ek vergewe jou vir alles, vir al die feit dat jy nooit daar was nie, al die prestasies, al die tipe, ek vergewe jou, ek spreek jou vry. En in daai oomblik het ek en my pa seker die langste telefoonoproep gehad wat ons al ooit gehad het. 3 jaar later, terwyl ons hierdie pad stap, 3 jaar later is my pa oorlede. En my stiefma kom na my toe en sy sê, Ellen, dit sal jou pa se grootste voorreg wees as jy sy begrafnis doen. Nou hoor die ouens, dis 'n taffe een. Dis taaf. En ek onthou, so daai week aanloop, begin ek te bid, en ek vra, Here, waaroor gaan ek praat? En Here sê vir my, praat oor julle verhouding, die restaurasie van die verhouding, jou konsep wat jy gehad het, en hoe God dit kom verander. En so doen ek dit toe op die dag van my pa se begrafnis, en ek het toe daaroor gepreek, en it's amazing net oor die gehoor, oor hoeveel paas net herstel, die kon sien, ons verhouding wat besig is om te herstel, en dis wat die Here kom doen het deur ons verhouding. Maar so 2 jaar gelede, toe stuur my een neef, wat baie geheg was aan my pa. Hy stuur vir my 'n paar foto's van my pa deur. En ek sê vir hom, Jessie, waar kry jy hierdie goed? Hy sê, nee, hy het dit. En ek sê vir hom, Jessie, dankie, ek waardeer dit. En hy stuur vir my foto's. Hy stuur vir my foto's van my pa wat gaan jag het, en stuur vir my foto's van my pa wat vis gevang het, en my pa wat hierdie nuwe kar het, en my pa wat saam met sy vriende kuier, en my pa wat by die huis sit saam met hulle en kuier. En ek kyk na hierdie foto's, en in daai oomblik besef ek, Jessie, dis nice foto's. En in daai oomblik sê my neef vir my, hy sê vir my, hoorie Pel, hier is 'n skoenboks vol van hierdie foto's van jou pa. Dit is jou foto's.
En ek sê vir hom, jy sê baie dankie, hou dit daar, ek sal dit kom haal. En in daai oomblik toe ek dit sê en ek beleef en ek kyk na hierdie foto's, toe kom ek agter, toe besef ek, vir elke foto wat ek na kyk, toe ek kyk na die visvangfoto's, toe besef ek, ons sê altyd 'n foto vertel 'n storie. En ek kyk na hierdie foto van visvang en ek besef, ek kan nie die storie vertel nie. Want ek was nie deel van dit nie. Ek kyk na die jagfoto en ek besef, ek het geen sentiment oor hierdie foto nie, want ek was nie saam op daai jagtrip nie. Ek kyk na hierdie nuwe kar en ek besef, ek was nie deel van hierdie storie nie. En ek kyk na, jy weet, die kuier saam met sy vriende en ek besef, ek was nie deel van hierdie foto en ek kyk na al hierdie goed en op daai oomblik besef ek het gedog hierdie goed gaan vir my 'n erfporsie is, maar inteendeel, ek het geen storie oor hierdie foto's wat ek kan deel nie. Hierdie stories het nie vir my 'n erfenis geword nie. Daar is vir my niks prioriteit rondom hierdie storie wat ek kan sit en saam met my kinders kan sit en sê, hierdie is oupa, ek en oupa het eendag saam gaan jag en hier het ek my eerste bok geskiet of hier het oupa dit gedoen of oupa het daai gedoen en die oupa het dit gedoen. Niks van daai goed kan ek op die einde van die dag vertel nie. En ek sê vir my neef, nee, hou die foto's, ek sal dit kom haal. Dit is nou al 3 jaar lank. Ek het al hoeveel keer verby sy huis gery, want iets het in my gesê, jy gaan nie daai foto's gaan haal nie, van niks van daai foto's gaan jou beïndruk nie. Niks van daai foto's is 'n erfenis van jou nie. Niks van daai foto's laat jou toe om te weet hoe God oor jou voel nie. En ek wil net vandag sê, as my aardse pa, al daai foto's wat ek so sien, besef ek, hier's geen storie wat ek kan vertel nie, maar God kom en hy kom herstel ons, en God kom en hy kom herstel my om te dink en te besef en vir my sê, Helen, al het jou aardse pa nie hierdie memories saam met jou gebou en hierdie storie saam met jou gebou nie, is ek die een wat alomteenwoordig is ek die een wat altyd daar sal wees, want ek kan vir julle sê, die dag toe ek my diploma kry, was God daar, en hy het saam met my gecheer, die dag toe ek trou, was God daar, alomteenwoordig, en hy was by my, die dag toe my kinders gebore word, die dag toe ek deur moeilike tyd gaan, was God daar, die dag toe ek raad vra, was God daar, en so wat ek vandag vir julle wil sê, wie kan beter na ons omsien as ons hemelse Vader, wat elke area van ons lewe ons deurweek met sy liefde, sy genade en alle voorsiening wat ek en jy nodig het, of dit nou 'n storie is, materialisties, finansiëel, wat ook al dit mag wees, hy is die een wat jou nooit sal teleurstel nie. Nooit. So mag die konsep wat jy het oor God totaal en al vernietig word vandag. En ek is die een wat vandag 'n lyn in die sand getrek het, nie vandag nie, maar 'n hele paar jaar terug. En sê, ek wil hierdie memories begin bou met my kinders. Ek wil hê my kinders moet kan stories vertel van die foto's wat hulle eendag gaan sien, want dis die legacy wat ek kan laat. En sê, my pa het dit gedoen, my pa het daai vir ons gedoen, en net so wil ek vandag vir julle sê, as God die Vader wat alomteenwoordig, alomagtig is, sê, ek is bereid om die troon te los, om na jou om te sien. Hoeveel te meer? In Lukas hoofstuk 12 vers 29 sê die volgende: What am I trying to do here is get you to relax, not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over things, but you know both God and how He works. Steep yourself in God's reality, God's initiative, God's provision. Dis dieselfde, hierdie is dieselfde, dis net in 'n ander vertaling wat sê, soek eers die koninkryk van God. Hy sê, steep yourself in God's reality, His initiative, His provision. You'll find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. En die worship team kan opkom. You're my dearest friend. The Father wants to give you the very
kingdom itself. God wil vir jou die koninkryk kom gee. Vir jou en my wil hy kom sê, ek gee vir jou alles wat jy nodig het. Maar nie toelaat dat die duiwel dit kom steel van jou, die konsep oor die Vader. Die Vader wil daar wees. Hy is daar. Jy en ek moet bewus word van sy voorsiening in ons lewe. Hou op om self goed probeer te doen en te sê, ek gaan hierdie doen, en ek gaan dit doen, en ek gaan doen. Dit moet op 'n plek kom wat jy sê, ek gaan hom vertrou. Want hierdie is 'n oomblik wat ek, 'n Kodak oomblik wat ek gaan snapshot vat en sê, Here, ek onthou daai dag. Toe my omstandighede van so aard was, dat ek gevoel het, dit gaan nie verander nie. Maar toe my oortuiging verander, toe verander my omstandighede. Ek onthou daai dag. Ek onthou die dag toe ek hier gevra het, Here, ek het hierdie nou nodig, want dis vir die beste vir my familie, dis vir die beste vir die samelewing. Here, ek het nou nodig dat U deurkom, en God het deurgekom. Dis 'n Kodak oomblik wat jy kan sê, ek onthou daai dag. En so leef jy asof jy die koning, 'n koningskind is? Leef jy asof die koninkryk aan jou behoort? Glo jy vandag dat jy lief gehê word deur God die Vader, soos wat Jesus lief gehê is? Glo jy vandag dat jy hoef nie te presteer nie, want die Vader het al reeds vir jou voorsien? Ek wil hê ons moet 'n liedjie doen vanoggend. En 'n liedjie sing wat eintlik 'n profetiese liedjie is oor hoe God oor jou voel. En dat jy jou gedagte en jou konsep van hom sal verander vanoggend. En hierdie liedjie se naam is Jireh. En ons gaan hom nou saam met die worship team sing. Hier is die eerste vers van hierdie liedjie. Dit sê, I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you back. I wasn't holding you up. So there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Sal jy saam met my staan en hierdie liedjie oor jou eie lewe sing, oor hoe God oor jou voel?